Ons het nou by die laaste dagstukkie gekom oor die reeks van Paulus. Ons tema van vandag, vir oulaas Timotheus. En ons lees 2 Timotheus 1 tot hoofstuk 4. Paulus het een groot begeerte, om vir oulaas nog 'n brief te skryf aan Timotheus. Hy weet dat dit soms maar baie swaar gaan met die jong man, wat in moeilike omstandighede die leraar moet wees in die Efesiër gemeente. Nadat hy vir Timotheus in Efese gelos het, is hy na Macedonië. Kort daarna het hy vir Timotheus 'n brief geskryf om hom te bemoedig en om hom raad te gee. Hy het vir hom verduidelik hoe 'n gemeente behoort te funksioneer en wat die pligte was van die verskillende groepe mense in die gemeente, soos ouderlinge, vroue, jong mense en sovoorts. Paulus pleit by die tronkbewaarder om hom asseblief tog toe te laat om iemand in te kry wat hom kan help om 'n brief te skryf. En wonder bo wonder stem die man nogal in. 'n Paar dae later daag die sekretaris op met sy papierus, ink en skerp gemaakte gansveer en hy neem stelling in langs Paulus. Hy skrik as hy sien hoe oud en vervalle Paulus geword het in hierdie kort tyd. Maar ten spyte daarvan is daar steeds die sprankel in Paulus se oë en die glimlag plooi steeds om sy mondhoeke. Hy begin skryf: Aan Timotheus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Onwillekeurig dink Paulus in die laaste keer toe hy vir Timotheus gesien het, daar toe hulle in Efese afskeid geneem het. Die trane het onbeskaamd oor Timotheus se wange gestroom. Het hy dalk toe al geweet dat dit die laaste keer sou wees wat hulle om mekaar sou sien? As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word, skryf Paulus, al weet hy dat dit nie sal gebeur nie. Ek dink steeds aan jou opregte geloof, daai geloof wat eers in jou ouma Loy en in jou moeder Eunice was. En ek is oortuig dat dit ook in jou is. Die sekretaris kyk Paulus vraend aan. In gedagte staan hy en wonder hoe hy dit vir Timotheus moet stel. Paulus se innige gebed is dat daardie vuur in Timotheus nooit sal blus nie. Ja, inderdaad, moet 'n mens maar gedurig deur die vuur aanblaas, sodat die krag van die Heilige Gees ons kan vul met liefde en selfbeheersing. Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my, sy gevangene nie. Hy wil vir Timotheus op die hart druk dat hy te alle tye getrou moet bly aan die evangelie. Hy moet toegewy bly aan die Here. In die jare wat Timotheus saam met Paulus gewerk het, het Paulus vir hom 'n voorbeeld gestel van wat dit beteken om in diens van die Here te staan. Nou wil Paulus sê dat Timotheus daai selfe voorbeeld sal volg. Maar dit moet verder gaan. Hy moet ook ander bekwame mense leer en opleiding gee om self leraars te wees om so die evangelie verder uit te dra. Hy gebruik 'n beeld wat hy veral die laaste tyd baie mee te doen gehad het, die van 'n soldaat, om vir Timotheus te verduidelik dat hy nes 'n soldaat absoluut gehoorsaam is aan sy bevelvoerder. So moet Timotheus dieselfde onvoorwaardelike gehoorsaamheid teenoor die Here hê. En hy moet maar daai begeertes wat so deel is van elke jong mens vermy en eerder streef na opregtheid, geloof, liefde, vrede, as ook 'n rein hart. Bly asseblief maar weg van die sinlose strydvrae waarvoor die mense in Efese so lief is. En wees vriendelik, selfs teenoor die mense wat jou bloed laat kook.
En dan is daar die dwaalleringe wat nog steeds in die gemeente versprei word. Timoteus kan tog van kleins af ken al van kleins af die Heilige Skrif. As hy die skrif as 'n riglyn gebruik, gee dit hom al die nodige kennis. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer, skryf Paulus vir hom in 2 Timoteus 3 vers 16. En dit is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Dan pleit Paulus by Timoteus, eintlik beveel hy hom in God se naam, om vol te hou, om die woord van God te bly verkondig, tydig en ontydig. Die tyd van my dood is voor die deur, skryf hy Timoteus, maar ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Vir Oulaas, voordat hy die brief afsluit, spreek hy die versigtiging uit dat Timoteus tog asseblief gou vir hom sal kom kuier. Paulus, jou tyd het gekom, hoor hy die soldaat wat hom na sy verhoor moet neem. Dankie Here, bid Paulus, dankie vir u groot genade. Volgens oorlewering is Paulus onthoof onder die regering van die wrede Nero in Mei van die jaar 68 na Christus. Slegs 'n maand later, op 9 Junie van dieselfde jaar, pleeg Nero selfmoord. Paulus het 'n vol lewe gehad en 'n ryk nalatenskap agtergelaat vir baie miljoene mense. Kom ons bid. Dankie Here, dankie vir die wonderlike lewe van Paulus, vir alles wat hy vir ons geleer het en die wonderlike voorbeeld wat hy gestel het. Amen. Môre begin ons met 'n splinter nuwe gedeelte.